Ons wil vir almal van julle baie welkom sê, die wat ingeskakel is deur die tegnologie. Mag die Here ook vanoggend vir elkeen van ons ook aanraak waar ons nou met die tema begin, ook in verhouding met jouself. Kom ons word stil voor die Here. Here, dankie dat U ons God is. Toe Moses gevra het, wat moet ek vir die mense sê, wie het my gestuur? Toe het U gesê, ek is wat ek is. U is die ewige God. U is die skepper van hemel en aarde. U is die verbondsgod, wat 'n verbond met ons as U kinders in stand hou. U is ons Vader. Jesus, U is ons verlosser. O Heilige Gees, U is God in ons. En ons aanbid U vandag in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan dan, aanbid ons die Here met nog so 3 liedere. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I see your heart. In the stillness of
waters mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. Soos 'n wild op wat smaak, daar waters mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek bou. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. Soos 'n wild volk wat smaak, na waters mag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die Heer. En ek bring aan U die Heer. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader.
ons gebed ook vanoggend, dat U, o Skepper Gees, ons ook sal aanraak vandag, ook vir onsself 'n kykie in onsself sal gee, oor wie ons dink ons is. Here, ons gebed is vir hierdie kwartaal, dat wanneer ons besig is met die verhouding met Jouself, dat ons werklik eerlik voor U kan staan, en eerlik hand in eie boesem steek, maar ook U genade, U vrymakende woorde en beloftes sal hoor. Kom nou in, o Skepper Gees, en kom breek oop U woord, en praat met ons elkeen, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, kom ons gee kans vir ons kinders om uit te beweeg, daarna daardie deur agtertoe, al ons maatjies kan soontoe gaan. Ons tema vir oggend, wie sê jy is jy? Het jy al op 'n stadium in u lewe gekom, wanneer jy in 'n geselskap is, of miskien moet ons dalk meer sê, wanneer die kinders hier om jou is, en elkeen probeer harder skree as die ander een. Nou as daar nie kinders meer in die huis is nie, daar die kleinkinders, en almal is hier besig, en almal praat, en almal wil iets sê, dat 'n mens baie keer voel om te sê, stop, bly net bietjie stil. Want ons raak so maklik ook, wanneer al hierdie stemme en al hierdie geluide, ons so in ons kop, wil ek amper sê, kom aanval, dat 'n mens baie gou verboreerd word, en net sê, nou soek ek net stilte. Of as jy in 'n plek is wat geweldig besig is, en dis geluide, en dis die motors, en dis 'n gehoed, en al die dinge, dat wanneer jy by die huis instap, en daar die stilte, wat so oor jou kom, dit is eintlik ongelooflik. Ons leef in 'n wêreld vol stemme. Ons leef in 'n wêreld vol geluide. Want aan die ander kant, ons kan nie ook alleen, want wanneer dit te stil word, dan soek ons net weer iemand by ons. Maar ons leef in 'n wêreld, en ons hoor al hierdie stemme, maar hierdie wêreld en hierdie stemme het ook iets te sê oor jou. Van kleins af hoor jy dalk miskien, jy's nie goed genoeg nie. Jy sal tog nooit iets word eendag nie. Jy is net soos jou pa of jou ma. Of dalk, jy moet bietjie beter wees. Nie goed genoeg. En weet jy, die hartseer is, dat ons naderhand begin om hierdie stemme te glo. En die oomblik wanneer ons dit begin glo, dan word hierdie stemme nie meer ander se stemme nie, maar dan word dit ook ons eie stem. En dis 'n baie belangrike beginsel. Ons hoor al hierdie stemme, en die volgende is dat ons dit begin glo. En op die ou einde word dit my eie stem wat dit sê. Kom ons gaan lees die skrifgedeeltes
Dit sal op die bord vir julle gegooi word. Die eerste wat ons kry is daar in Psalm 139, is daar so 2 gedeeltes. Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Kom ons lees dan die volgende, daar in vers 13, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is nie, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. En dan blaai ons ook daarna Efesiërs 2 toe, Efesiërs 2, ek gaan vir ons lees daarvan na vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God, dit kom nie deur eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. En dan vers 10, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. Daar's van die vertaling wat sê dat ons is God se maaksel. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Kom ons lees net tot sover. Ons word gevorm deur baie stemme. Ons identiteit word nooit in 'n vakuum gevorm nie. Dit beteken ons as mens kan nooit so in isolasie wees dat ons afgesny is van alle stemme en op die ou einde niks kan hoor nie. Nee. Ek en jy is vandag die produk van ons lewe tot nou toe. Ek en jy is die produk van die stemme wat in ons lewe ingespreek het tot nou toe. Daar is veral 3 hoofbronne van stemme. Die eerste daarvan is ander mense. Van die vroegste wat jy kan onthou, spreek jou ouers en jou familie, jou boeties en jou sissies en familielede, oupa en ouma, spreek almal in jou lewe. En jy hoor heeltyd hierdie stemme. Maar nie net ons ouers of familie nie, nee, ook onderwysers. Ja, daarvan kleuterskool af, regdeur, spreek die onderwysers ongelooflike woorde en belangrike inligting in die kinders se lewe, wat daardie kind ook vat vir homself. Of dit positief of negatief is. En soms bou hierdie woorde ons op. Maar die hartseer is ook,
soms breek het ons ook af. Wat doen 'n kind wat op 4-jarige ouderdom hoor, jy moes nooit gebore geword het nie, ek wou jou nie gehad het nie. Of jy was 'n glips gewees, nie veronderstel om daar te wees nie. Of selfs in die moederskoot, ons moet onthou, geliefdes, dat lewe begin die oomblik wanneer konsepsie plaasvind en daardie bevrugte eiersel begin om te verdeel daar binnekant. Dis alreeds 'n mens. 'n ewigheidsbestemde wese wat bewus is van alles wat om hom aangaan. So of as daardie ma verwerping beleef in haar tyd van swangerskap, dan beleef daardie kind dit. As daardie ma hierdie swangerskap as onwelkom beleef en voel dat sy wil nie hierdie kind hê en baie keer dan ook dink aan abortus, dan kan daardie ongebore baba alreeds daardie verwerping ervaar, alreeds daar. So wanneer 'n mens heeltyd hoor, jy's nie goed genoeg, jy gaan dit nie maak nie, jy's net so sleg soos jou pa, jy gaan ook alkoholist word soos jou pa. Ons spreek in ons kinders se lewe klomp woorde wat daardie kind se lewe vorm. En so ook almal wat daarby inspreek. Dalk het u al beleef hoe dat 'n kind op skool vir 1 graad by 'n spesifieke onderwyser of onderwyseres is en sukkel en nie wil skool toe gaan nie en daardie jaar dalk net maak en dan kom daai kind volgende jaar in 'n ander onderwyser of onderwyseres se klas en skielik begin daardie kind blom en ontwikkel en uitstaan. Wat hoor daardie kind? Maar dis nie net mense wat in ons lewe inspreek nie, ons verlede spreek ook in ons in. Foute wat jy gemaak het, verkeerde keuses in jou lewe, wat jy, ons sê so maklik, die hare uit my kop uit kan trek oor dit wat ek gedoen het. Mislukkings, jy wat dalk iets nie gehaal het wat jy jou hart opgesit het. Dalk miskien 'n pos waarvoor jy aansoek gedoen het, dalk sekere punte wat jy graag 'n matriek wou gehad het. Dalk kon jy nie keuring kry vir dit wat jy graag eendag wou doen nie. En is jy vandag hier en ervaar jy dalk nog steeds daardie mislukking? Dalk iewers langs die pad waar jy seer gekry het. En jy dra nog steeds met jou saam daardie seer en pyn. Soos wat ek en jy hier sit, is al die suksesse in ons lewe, spreek in ons lewe, maar net so kom al die negatiewe, die mislukkings, die foute, spreek net so hard in. En dan is dit ongelukkig so, dat die slim mense het agtergekom, dat baie keer die negatiewe, wat in jou lewe inspreek, baie keer meer is, of baie keer 'n groter effek het op die positiewe jy.
Dis baie makliker om te ervaar en te beleef jou eie mislukking. En jy vergeet, maar al die positiewe, dit wat jy kon bereik. So jou verlede, wat hier waar jy sit, het elke gebeure, van as kind in die ouer huis, reg deur, spreek in wie jy vandag is. Dalk 'n mislukte huwelik, 'n egskeiding, dalk iewers die dood van 'n geliefde jare terug. Dit alles het jou gevorm. Maar daar is ook 'n derde. En hulle sê dis die gevaarlikste een. En dis ons eie gedagtes. Ons eie gedagtes, die gevaarlikste stem, is die een in jou kop. Want hierdie stem in jou kop, is die een wat jy hoor, is jou eie stem. En onthou wat ek vroeër gesê het, as jy na hierdie stemme luister, begin jy dit naderhand glo, en dan word dit jou stem. Dan is dit wat jy van jouself glo. Selfkritiek. En baie van hierdie jou stem van binne is op grond van die stemme van buite. Selfkritiek, as almal oor jou kritiek lewer, dan is dit so maklik dat jy naderhand oor jouself krities word. En dit help nie eers iemand sê vir jou, jy lyk mooi, of jy's goed, of jy's okay nie, want jou standaard reaksie, nee, ek voel nie goed, ek lyk nie goed. Wanneer jy jouself met ander vergelyk, ek is nie soos daardie persoon, ek kan nie dit doen, ek kan nie so maak, of dit maak. Ek het nou nie daardie gawe om dit te kan doen nie. En jy is heeltyd besig om jou te vergelyk, miskien met jou broers of jou susters, met dit wat hulle al bereik het, en jy is nou glad nie naaste by daarby nie. Of jou vriende wat uitgestyg het in die lewe, of jou posisie waarin jy op hierdie oomblik is by die werk of in jou verhoudinge. En jy vergelyk jou en sê, ek is nie waar die ander is nie. Ek is 'n mislukking. Kyk wat het daai een gedoen. Kyk wat het daardie persoon gemaak. Ek is nie naaste by so nie. Skaamte. Wanneer jy skaam kry oor iets, dalk het jy as kind jou geskaam vir jou ouers, of jou droompa, of iets wat dalk miskien anders is. En dit het binnekant jou iets kom vassit, van ek is maar net die produk van hulle. Skuldgevoelens hier binne. Vriende, dis baie keer hartseer, dat mense het jou almal al lankal vergewe. God het jou al lankal vergewe, want hy het ook jou sonde aan die kruis vasgespijker, maar dat jy nog steeds worstel met daai eie skuldgevoelens binnekant jou, wat jy net nie kan van loskom nie, wat as jy jou oë toemaak maak, dan dink jy aan dit. Onvergewensgesindheid wat soos 'n kanker vreet hier binnekant en wat inspreek in jou lewe.
wat van jou 'n harde, verbitterde mens maak, wat die lewe laat verbygaan, omdat jy so hard en bitter is. Stemme wat inspreek, kan ek dit 'n beeld gebruik maak. Ek weet nie of 'n mens dit nog vandag kry nie, maar vroeër jare by die sirkusse en al daardie plekke en party winkelsentrums, dan's daar die spieëls wat so snaakse vorms het. En as jy voor die een spieël gaan staan, ou maat, dan lyk jy die mooiste, slanke figuurtjie. Dan dink jy, wow, ek kan sommer heeltyd net hier staan, want dit laat my goed voel. En dan gaan staan jy voor die ander spieël en dan sien jy hierdie verskriklike ronde persoon en dan dink jy, ek gaan onmiddellik begin die eet, want ek wil nooit in my lewe so word nie. Maar weet jy wat? Die stemme van buite, die stemme wat jy sien in daardie spieël, is dieselfde. Dis nie die waarheid. As jy voor daardie spieël staan en jy lyk mooi skraal, dis nie die waarheid. As jy voor daai ander spieël staan en jy so 3 keer jou grootte, dis nie die waarheid. Want die oomblik wanneer jy weer voor 'n gewone spieël staan, is jy wie jy is. En dis die stemme van die wêreld, die stemme is nie die waarheid wat in ons is nie. God het jou nie geskep as 'n mislukking, as iemand om altyd tweede te kom nie. Maar ek wil graag beweeg na die tweede. God se stem is die enigste waarheid. As ons sê al die ander stemme is valse stemme. God se stem is die waarheid. Psalm 139 sê God het jou gevorm. Hy ken jou. Hy weet wat is sy bedoeling vir jou lewe. Daar in die moederskoot het hy jou aan mekaar geweef. En as ek nou tegnies raak ook vandag, die feit, en dis nou gelukkig is die kinders uit, die feit dat daar in daardie bevrugting van jou lewe, dat daar een eierselletjie is, normaalweg, wat deur uit duisende, soms miljoene sperms, net een sperm daardie eierselletjie binnendring. Is dit nie uniek nie? Was dit 'n ander een, was jy nie vandag hier nie. En sou dit totaal anders gelyk het. Sou jy nie gewees het wie jy is nie. Dis my die mooiste beeld van hierdie. Jy is nie toevallig nie. God het daar in die diepste binnekant, het God jou aan mekaar gesit, dat die regte dinge by mekaar gekom het, en dat jy gevorm is. En hy kyk, hy sien alles van ons raak, daar van die begin af, tot ook vandag. Hy weet meer van jou as wat jy van jouself weet. En hy sê vir al 3 belangrike dinge oor jou identiteit. Hy sê jy is doelbewus geskep. Jy's nie 'n glipsie nie. Baie keer dan sê die ouers, weet jy, hierdie enetjie was nou 'n bietjie onbeplant gewees. Of hulle sal sê, weet jy, ons het al gedink ons daas verby en toe kom hierdie laat lammetjie uit. Ek weet nie van waar hy gekom het nie, maar dit was nou so verrassingkie. God gee lewe. Jy's nie 'n ongeluk. Jou lewe is nie toevallig nie. God het dit bestem. Dat jy vandag is wie jy is.
Want hy het vir jou gemaak, en hy het vir jou 'n plek. En die tweede wat ons lees hier, hy het jou wonderbaarlik gemaak. Jy is nie gemiddeld nie. Jy is nie net nog iemand nie. Vriende, soos wat ons hier sit vandag, verskil ons almal van mekaar. Ons het verskillende IQ's. Ons het verskillende vaardighede, ons lyk anders, ons het verskillende gawes en talente. Maar elkeen is uniek en het God geskep met 'n spesifieke plan. Dan kan jy nooit in jou lewe dalk eerste staan of die dagsleerling word nie. Maar dalk gaan jy die beste persoon word in 'n spesifieke omstandighede wat net jy volmaak pas. Jy is God, sê Efesiërs 2 vers 10, jy is God se maaksel. God het jou, sê die 83 vertaling, God het jou gemaak, geskep. Wat beteken daardie woord maaksel? As jy in die Grieks gaan kyk, dan beteken dit letterlik meesterstuk. Kunswerk. Het jy al aan jouself gedink? Jy's God se maaksel. Jy's God se meesterstuk. Jy's God se kunswerk. Jy is spesiaal, jy's uniek. God het ook oor jou lewe teruggestaan en gesê, en dit was goed. As 'n bekende kunstenaar 'n skildery maak, dan het dit waarde. Maak nie saak hoe mooi daardie skildery is. As daardie persoon se naam hier in die skildery onder kan staan, dan betaal mense duisende vir daardie skildery. Maar as jy dalk miskien 'n onbekende skilder is wat al daar op jou eie begin het en mense kyk na jou werk en hulle sê, "Wow, kyk hoe lyk dit, dis pragtig, jy het 'n talent, dit lyk mooi en dis wow, jy moet jou goed verkoop. Dis kosbaar." Dan kan jy daai mooiste skildery gaan opsit op 'n veiling of te koop aanbied en jy gaan nie 'n klein persentasietjie kry wat daardie bekende mense se skilderye is. Al is joune baie mooier. Dit gaan oor wie het hom geskilder. Dit gaan nie oor hoe lyk hy. Dit gaan nie oor watter tegniek gebruik word nie. Nee, dit gaan oor die naam. Nou kan ek vandag vir jou sê, jy het waarde omdat God jou gemaak het. Jou waarde lê nie dalk daarin hoe mooi jy is of hoe sterk jy is nie, of hoe slim of hoe oulik jy is nie. Jou waarde lê daarin dat God het my geskep. Sy naam is geskryf hier in die onderpunt van die hoekie van my lewensskildery. Hy het dit gedoen, hy het dit geskep. Wat 'n stuk genade. Daarom is jou lewe baie meer werd as wat jy dink. Jy het waarde omdat God jou gemaak het. Die derde belangrike
jy is nie 'n fout nie. Jy het 'n doel. Ons grootste probleem is nie dat ons nie waarde het nie. Die grootste probleem is dat ons dit nie glo nie. Want al wat ons van onsself glo, is ons is 'n mislukking, ons is nie mooi, ons is nie so goed en slim en kan so baie dinge doen soos ander mense nie, maar ons glo nie ons waarde nie. Die waarheid is, jy's uniek, jy het waarde, jy's nie verkeerd gemaak nie. Baie keer staan jy dalk voor die spieël en jy dink as die neus net so bietjie anders was of bietjie kleiner was of as daar bietjie meer spiere daar was, dan sou ek dalk baie beter gelyk het. Nee, God maak nie foute nie. Jy's nie verkeerd gemaak nie. Aanvaar dit vandag. Jy's uniek met jou eie baie belangrike gawes en talente. Efesiërs 2 vers 10 sê, jy's geskape vir goeie werke wat God voorberei het. Ek wil graag net daardie vers lees in vers 10 se tweede deel. In Jesus Christus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. As jy so 'n bietjie gaan grou en eksegese doen oor hierdie teks, dan is dit eintlik 'n ongelooflike kosbare teks. Hy sê, julle is nou in Christus Jesus, is julle nuut gemaak, is julle geskep, sodat, en dan staan daar letterlik, sodat dit wat julle in God is, in en deur julle lewe, kan deurwerk in die lewe. Goeie dade waarvoor jy bestem is. Jou taak op aarde is om dit waarvoor God jou bestem het, dit waarvoor jy gered is en Jesus in jou lewe aanvaar het, is om dit wat God vir jou gegee het en vir God vir jou gedoen het, te gaan uitleef. Maak nie saak wat dit is, hoe belangrik dit is. Jy moet leef, want God het met jou is doel. Ons is vanoggend hier en die wat ook hier na hierdie boodskap luister. Daar's mense wat vanoggend dalk hier sit wat hulle self verwerp. Wat dalk self sê, ek is nie goed genoeg nie. Daar's mense wat hier sit vanoggend, wat dalk skaam is oor hulle verlede, oor foute wat gemaak is, oor dinge wat gebeur het. Daar's mense wat hier sit vanoggend, wat dalk voel hulle is nie goed genoeg nie. En hulle sal nooit wees nie. Die Here sê vandag vir jou, jy is myne. Jy is waardevol. Jy is my handewerk. My handtekening staan op jou. Wat moet ek en jy doen? As ons vasgevang is in hierdie leuns, wat ons naderhand begin glo, en wat naderhand ons eie stem word, die belangrikste is, identifiseer daardie leuen. Gaan hou op om dit te glo. Vra jouself af, wat glo ek van my, wat dalk nie waar is nie? Wat is daar in my lewe wat ek toegelaat het dat mense in my lewe inspreek en 'n leuen vir my kom vertel het en ek het daardie leuen begin glo?
onthou die duiwel word genoem die vader van die leuen. En hy is 'n meester daarin, en hy wil hê dat ons lewe beïnvloed word deur al die leuns van hierdie wêreld. En die hartseer is, hy gebruik baie keer mense naaste aan ons om ons 'n klomp leuns te vertel. Ons moet hierdie leuns kan identifiseer as dis nie waar nie. Ek moet wegstap van daardie spieël wat my anders maak as wat ek werklik is. Ek moet dit vervang met die waarheid. Dink aan daardie teks in Romeine 12 vers 1 en 2 waarmee ons op fokus in hierdie tyd. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Erken die leuen. Neem 'n wilsbesluit en vra die Heilige Gees om jou te help om daardie leuen af te breek. Vervang dit met die waarheid. Begin om vir jouself te sê, ek is deur God gemaak. Ek het waarde. Ek het 'n doel in die lewe. Ek is 'n meesterstuk. Begin glo wie hy is. Luister na God se stem deur sy woord, deur gebed, deur die Heilige Gees. Vra vir hom dat hy sal inspreek in ons lewe. Dat ons lewe sal verander. Die wêreld gaan aanhou praat. Ons kan nie dit soos 'n knoppie afsit en sê, dit spreek nie meer in ons lewe nie. Nee. Die wêreld gaan aanhou praat. Daai stemme van die wêreld gaan met jou praat tot die dag van jou dood. Jou verlede gaan nog altyd daar wees, want dis jou verlede. Jy kan dit nie wegvat nie, jy kan dit nie uitvee nie. Daardie verlede gaan nog steeds influister. Jou eie gevoelens, jou eie stem, gaan jou ook nog soms aanval. Ons kan nie loskom daarvan nie. Maar vanoggend se boodskap is, luister na die een stem, wat uitstaan bo al die stemme, God se stem. God se stem, jy is gevorm, nie toevallig, jy is gevorm, jy is geliefd. En as jy ooit twyfel aan die liefde, kyk na die kruis en besef wat het die liefde vir jou gedoen. Jy is God se meesterstuk. Skryf dalk iewers daar in jou kamer, of in jou studeerkamer, of voor in jou Bybel. Ek is God se meesterstuk. Sy naam is geteken. Ook in my skildery. Ek is belangrik. Glo jy dit? Gaan leef dit dan. Dis wat God se wil is, ook vir jou. Kom ons bid saam. Here, help ons om onsself te sien soos U ons sien. Here, breek die leuns wat ons glo
Dat ons dit sal sien vir wat dit is, leuns. Here, kom herstel ons identiteit wat ons het in U en in U waarheid. Leer ons om te leef as mense wat deur U gemaak is, mense wat U liefhet, kosbaar in U oë. Ek het jou by jou naam geroep, kom sê U vandag, vir elkeen wat hierna luister, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Kom ons begin om dit te glo, Here help ons daarin, in Jesus se naam. Amen. Ons sluit af met die laaste lied. In my lewe laat dit hier, U gewyn is meer en meer, laat my hart gedierig juig, en vandaan waaruit getuig. In my Een van die belangrike dinge is, wanneer ek myself sien soos God my sien, kan hy my gebruik. En kan ek ook vandag my lewe vir hom gee en sê, Here, hier is my lewe. Werk in en deur my, werk uit deur my alles wat U vir my gedoen het. En kom ons gaan doen dit. Daar's lekker koffie ook na die tyd, jy is baie welkom om daai daar te maak. Kom ons word stil en ons ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, wat vir ons aan die kruishout gesterf het. Die liefde van God onze Vader, wat ons gevorm het, gemaak het, geskep het, elke stukkie van ons. En die volheid van die Heilige Gees in ons, wat ons elke dag wil kom bevestig, jy's kosbaar. Jy's waardevol vir God. Bly met elkeen van julle. Amen.